metale soos goud, maar ook platinum en krom en uranium, dit los op. Dit is so warm en onder so groot druk dat dit los op in daai water. Saam met iets soos byvoorbeeld silika wat dan op met kwarts is. Dis waarom ons gewoonlik in jou kwartsriwe kry jy dan baie keer jou goud. En dit is net op sekere plekke in die aarde waar dit gebeur. Juistens is dit nie ouer dele. Dit gaan nie 'n nuwe, jy gaan dit nie sedimentêre gesteentes kan nie, behalwe waar dit uitgewas is, natuurlik, soos deur 'n rivier nie. Dan kry jy mos nou die goud wat soort van in die stroompies is, maar dis heeltemal 'n ander ding. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slimfoonskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap. Ons het julle nou nogal so lang tyd terug gesien, maar ons is baie bly om terug te wees en ons het weer 'n baie spesiale gas vandag. Jennifer Poppe. Of yes, ek sukkel Poppe. Ja. Poppe. Ja. Ja. Kan u uself gou voorstel aan die mense gou? Reg baie dankie aan Nina, dat ek so kan wees. Ja, ek is op die oomblik kan ek myself 'n digter noem, maar ek is 'n natuurdigter sal ek sê. Ek het begin my werksloopbaan as 'n geoloog en 'n geochemikus. En ek het so vir 10 jaar by die Raad vir Geowetenskappe gewerk in Pretoria. En ja, maar ek dig ook dele nog altyd en ek is baie lief vir die natuur en vir plante en diere en die klippe. So dit kom in my gedigte ook dan nou voor en ja, dis wat die kombinasie is. En dan hier is een van die digbundels waar daar een se see was. Sal ek vir ons 'n bietjie vertel hoe hierdie een gewerk het, wat die reis was om hom te skryf? Ja, enigtyd, ja, ek sal vir jou vertel. So ek het 'n digklub gestig so 10 jaar gelede in Stellenbosch. En ek het 'n klomp digters, of ons was almal sê maar wannabe digters, kan mens seker sê, het begin skryf. Ons het 'n werkswinkeltjie wat ons elke tweede week gedoen het terwyl ons daar was. Ons het op 'n restaurant by mekaar gekom en dan dit is 'n vreeslike lekker manier om te begin skryf. En ek het jou vorm ook wat werk vir jou, wat werk nie vir jou nie, en ek het baie lekker mense daar ontmoet, onder andere die digter Tom Dreyer wat nou die Hertzogprys gewen het. Hy was deel van, vir so 'n hele paar jaar was hy deel van die digklub. En dis waar my idees begin vir hierdie tema van die digbundel begin vorm kry het. En ek het toe die gedigte so half gestuur in 'n rigting, wat as ek begin skryf oor 'n onderwerp wat vir my lekker is of iets waaroor ek passievol voel, het ek hulle so in die rigting van die natuur in diere, so daar so 'n deurtrek van diere en ook van baie met die natuur te doen, maar natuurlik ook is daar baie oor die liefde en alles in. So ek het so oor 'n langerige tydperk het ek hierdie gedigte so half saam gevorm en saamgevat. En om die digbundel se naam natuurlik in die hande te gekry het, was nogal nie te maklik nie. Hy was eers genoem Vrystaat Menagerie, want ek is so half die Vrystaat, want omdat dit gaan so half baie oor die Karoo en die Vrystaat en die droër gedeelte van ons land. En ergens het dit toe net begin klik, want een van my gedigte, die heel eerste gedig se naam is Waar daar eens 'n see was. En ek het besef, maar dit vat inderwaarheid baie beter die gedigte, dit is so 50 gedigte saam. En ja, dis hoe dit op die ouend daar gekom het, en ek het dit voorgelê vir Turksvy Uitgewers, waarby Daniel Hugo die digter betrokke is, en hulle het dit onmiddellik was hulle baie geneer daarmee, en dit is hoe dit nou op die ouend uitgekom het. En ons het daaronder nou net gepraat, die titel, dis baie mal om te dink, die Karoo was eens op 'n tyd 'n see gewees. Ek dink nie mense weet dit as hulle daar rondry en ja, ons Suid-Afrika, die suidelike deel van Afrika, is 'n baie ou deel van die wêreld. Ons het die oudste rotse in die wêreld. Dis nou meer noord, nie heeltemal in die Karoo self nie, maar bietjie meer noord hier na die Johannesburg, wat deel is van die Bosveld kompleks, en dan die Groensteenbelt daar by Barberton. Dit is die oudste stukke rots wat
hulle sê so 3.5 daar rond 'n biljoen jaar oud of triljoen, dit lyk my is die Afrikaanse regte woord. Maar die hele ons is baie stabiel. Die suidelike Afrika kontinent is baie stabiel. So die res van die wêreld is baie meer veranderd en die rotse is jonger. Maar ons is baie oud en in hierdie see was jare gelede was daar 'n binnelandse see toe ons deel was van 'n baie groter kontinent. Ek dink Pangaea. As ek dit nou nie mis het nie, was dit die Pangaea kontinent wat een kontinent was. Die hele aarde was net in een kontinent vasgevang. En daar was 'n see hieronder gewees wat eintlik onder ons was Antarktika. So ons was nie die einde van die see nie, weet, soort van daar was nie 'n einde nie. Dit was net nog weet soort van landmassa. So hier was hierdie massiewe see gewees waarop dis waarom dit die hele Karoo is sedimentêr. So is laag op laag moddersteen en sandsteen en die leiklip gedeelte. So en dis waarom ook baie fossiele daarin vasgevang is. Waar sedimentêr is maar gewoonlik waar jou fossiele. So dit is hoe dit ontstaan het. En u het geochemie nou geswat. Nou ja. My groot vraag is vir mense wat glad nie weet nie, wat presies is dit? Dis nou wat ons noem die premium blonde deel van die episode waar ons beskryf wat dit nou is. Ja. So geochemie en geologie is inderwaar. Dit is as jy 'n geochemikus is jy ook 'n geoloog. So ek het as 'n geoloog gestudeer, so jy doen dieselfde werk as wat baie 'n geoloog ook sal doen, maar net so klein bietjie meer spesialiseer in laboratoriumwerk. So ek doen meer ontledings van klippe, die chemiese ontleding. My spesifieke veld was gewees om rotse te dateer. So ons het gewerk met massaspektrometers en ons het sirkone jy kry sirkone net in jou stollingsgesteente soos graniete en dioriete en so aan. En ons het daai sirkoontjies moet jy uitsif. Dit is 'n groot proses om daai sirkoontjies te kry. Dit is nie in elke rots nie, maar as hulle daar is, hulle is 'n klein tydkapsuletjie. So hulle vang tyd vas. Sodra hulle gestol het en gekristalliseer het, dan vat hulle dan's die Iran wat dan is. Ons het net altyd Iran in 'n sirkoon om een of ander rede. Ek kan nou nie vir jou mooi sê hoekom daarom dit gebeur het nie. En daai Iran verval na lood toe. 'n Isotoop van lood. En die tydperk wat dit vat, hulle noem dit 'n halfleeftydperk wat ons dan nou meet, kan dan vir jou presies sê dan hoe oud is daai rots. Ja, dis nou nog 'n vraag wat ek het. Wat's 'n ander groot vraag vra julle julleself voor julle besluit om geochemie te swat? As nou maar iemand kom op die punt waar hulle sê ek wil geochemie swat, wat was die vraag wat hulle vir hulle self oor die wêreld gevra het voor hulle tot daai punt gekom? Ek dink dis dieselfde vraag as wat jy, hoekom word jy 'n geoloog? Dink ek oor die algemeen. So, eersplek was ek geïnteresseerd in die natuur en in die klippe om my. Weet ek het groot geword in Weppener wat reg langs die Drakensberge is. En die Drakensberge se bo-laag is mos 'n vulkaniese laag, basalt. En daar is agate in vasgevang en dit spoel uit op die daar na Weppener se kant toe. In die boere se veld het ek honderde sulke goedjies opgetel. Ek hou dit is my eerste half gewaarwording van maar waarvan kom dit? Weet, hoe kom dit daar uit? Weet, hoekom is dit daar? En dan wil jy meer weet oor die aarde. Ek wil ook weet waarvan kom die aarde? Ek wou geweet het hoekom is ons hier? Hoekom is die aarde hier? Dit is 'n groter vraag van nie net van die mens nie, maar ook van die heelal, want ek is nog altyd baie geïnteresseerd in alles, weet, ek is nuuskierig oor dit, en so ek wil weet, waar kom ons aarde vandaan, hoe lyk hierdie aarde, weet, hoe lyk dit binne in die aarde, maar ook hoe lyk die sterre, want ek meen, die sterre is maar waarvan die planete afkom, weet, jou sonne, wat ontplof, veroorsaak planete, en daai goed is alles vir my interessant. Ek dink dis die meeste van ons wat in geologie belangstel, is werklik geïnteresseerd in sommige, een van my geologie maats het, toe ons nog studente was, sy het baie spesifiek in die edelgesteentes in belang gestel. So sy, dit was nou weer, sy het net dit omtrent, sy het op die ouend het sy gaan werk as 'n juwelier. So sy het spesifiek daar belang gestel, maar ek dink meeste van ons wil weet waarom, hoekom is hierdie aarde hier? Ja. En nou, ek dink, een van die vrae wat seker opkom is, en ek dink mense wat nou hartseer is oor hulle bankrekeninge, wil weet, hoekom kom goud by sekere plekke voor, maar nie by ander plekke nie? Ja, weet, goud is skaars.
oor die algemeen is goud maar redelik skaars in ons hele ek dink in ons planeet is daar is nie baie nie. Daar's baie moeilik diep in die aarde is daar genoeg goud. Maar goud is iets wat uitgeloog word. Dit word diep in die aarde sal dit nie te diep nie. Dis nie soos dit gaan nie in die waar die magma nog vloeiend is. Dit is meer in die gedeelte van die kors en net onder dit waar die magma soort van die laag onder is nog actually solied. Daar sal baie keer water want water vloei actually deur ons rotse. Mense dink dit nie, maar dit is inderwaarheid so as water diep ver onder. Dit is onder ongelooflike druk en van ongelooflik warm. Dit is duisende grade en metale soos goud, maar ook platinum en krom en uranium, dit los op. Dit is so warm en is onder so groot druk dat dit los op in daai water. Saam met iets soos byvoorbeeld silika wat dan op die ou met kwarts is. Dis waarom ons gewoonlik in jou kwartsriwe kry jy dan baie keer jou goud. En dit is net op sekere plekke in die aarde waar dit gebeur. Juistens is dit nie ouer dele. Dit gaan nie 'n nuwe, jy gaan dit nie sedimentêre gesteentes kan nie behalwe waar dit uitgewas is, nie natuurlik soos deur 'n rivier nie. Dan kry jy mos nou die goud wat soort van in die stroompies is, maar dis heeltemal 'n ander ding. Die wat in die rotse is omtrent altyd vasgevang in dan hierdie are wat dan opgedruk word met die water word opgedruk en soos wat dit opgedruk word dan verkoel dit en die druk is ook nie meer so hoog nie en dan sal dit ewe skielik uitkristalliseer. Die goud, die uraan, die platinum word uitkristalliseer en dan in hierdie riwe in saam met byvoorbeeld iets soos kwarts. Of gewoonlik ook in sulfaat, ander sulfaat metale. Maar dit is skaars. Eerste plek is dit skaars. Daar is nie so baie goud nie en jy gaan dit net nie oral kry nie. Dis maar net op sekere plekke en dit moet ook 'n sekere toestande wees. So ek nou sê dis diep in die aarde waar dit vorm. En baie van die rotse op ons aarde is of al verweer en daai goud is weer terug in die see in of terug onder in die magma en teruggetrek of dit is dalk soos in sê maar Amerika. Dis dalk ver onder, weet. Dit nog nie opgelig, ver opgelig dat jy weer kan kry nie. Daar's allerlei redes vir, ja. En vorm diamante op dieselfde tipe manier of is hulle? Nee, dit vorm op 'n heeltemal 'n ander manier. Dit vorm behalwe dat dit ook diep onder die aarde gevorm word, maar dit is 'n baie spesifieke hulle noem dit 'n pyp, 'n kimberlite pyp. So dis ook baie diep in die aarde in, so 200 km ongeveer diep in waar daar baie koolstof dan nou opgelos word. Baie spesifiek koolstof. So dan kom dit van ver af en dis ook gewoonlik saam met olefin en jou swaarder metale wat dan ook in hierdie pype in vorm. So dit plof amper uit. Dit word baie diep, so dis baie vreeslike baie weer eens druk en dan ook baie hitte waar dan die koolstof dan ons weet almal dat is koolstof, diamante is koolstof wat onder baie hoë druk gevorm word. Dan ontplof dit basies uit, dit skiet uit. Van hulle kom nie uit nie en dan sien jy hulle eers later dan word dit soos wat die erosie plaasvind dan kom hierdie kimberlite pype word dan oopgewas, maar dit het altyd so vorm, so trechtervorm. Dis waar al die diamante wat ons kry word so gevorm. Natuurlik weer eens hulle was ook uit in die riviere in en dis waarom mens baie keer soos by Oranjemund waar ons baie van ons diamante kry wat afgespoel het van Kimberley se kant af tot by Oranjemund. En dan, ek gaan terugkom na die ouderdom van die aarde toe. Hoe kan 'n mens met geochemie bepaal hoe oud? Ek dink so dat ek so half daai vraag vir jou beantwoord met die sirkone wat ons die datering doen. So omtrent die ouderdom van die aarde word omtrent altyd deur die halfleeftyd van uraanlood. Daar is ook strontium, rubidium vervalling wat hulle ook gebruik. Dit is altyd die elemente. So meeste elemente het 'n isotope en daar's 'n hele groepie van hulle wat verval. Hulle soos wat hulle sodra hulle die kristalletjie waarna hulle is, uitkristalliseer uit die vloeiende magma uit in 'n soliede dingetjie raak, dan begin dit verval asof hy dan amper doodgaan. Weet kan mens amper sê en dan daai tydperk is 'n vaste tydperk wat ons weet. Ons weet presies wat dit is. En so kan jy meeste rotse dan, maar net die ouer rotse, jy kan byvoorbeeld sedimentêre rotse is moeiliker. Jy sal gewoonlik sê maar hy het 'n stollingsgesteente onder hom of bo hom, maar kan jy sê ook goed hy's jonger as dit en ouer as dit. So iets, weet jy kan dit dan so uitwerk. Die oudste rotse, daar's byvoorbeeld in
Kanada is daar ek dink 4.1, 4.2 biljoen jaar ou rotse en ons is Suid-Afrika so 3.8, dis die groensteen gordel. Maar hulle kan ook met actually partykeer as meteoriete val op die aarde dan kan hulle die want ons hele al ons planete en ons hele sonnestelsel is min of meer dieselfde ouderdom van so ongeveer 4.5, 4.6 tussen daai twee. Dis hoe oud ons son is en hoe hy het ook al die planete gevorm. En dis maar deur die vervalling van elemente wat ons dit isotope wat ons dit uitwerk. En kan jy ook daarmee sien hoe die klimaat verander het deur die jare? Man, ek dink nie met die ouderdom spesifiek nie. Hoe jy die klimaat kan sien, jy is reg, jy kan geochemie gebruik om die samestelling, die chemiese samestelling van rotse te sien. Maar gewoonlik kan ons die klimaat sien deur te sien amper die fossielspore, sê maar van die see, jy kan plekke die rippels sien, jy kan weet jy daarso was 'n see gewees. En as jy die ouderdom daarvan weet jy wanneer was daar 'n see gewees. En ja, jy kan op 'n sekere manier kan jy die klimaat seker jy kan byvoorbeeld sien daar was 'n oerwoud. So daar's baie plante. So daar hierdie gedeelte moes in daai tydperk, sê maar 200 miljoen jaar gelede, was hierdie 'n moeras of 'n oerwoud. So jy kan sien daar was baie water. En ons weet op 'n stadium was die aarde 'n sneeubal geweest wat so koud was. Daar was niks anders nie. En dit het ook maar met geochemie kon hulle dit uitwerk hoe dit gebeur, wanneer dit gebeur het. Ja. En kan julle op die oomblik twee goed, die waterkwaliteit van goeders bepaal deur geochemie te gebruik? Waterkwaliteit, daar is geohidroloë, hulle is nogal so klein bietjie anderste as die geoloë. Hulle dink hulle eerste 2 jaar het hulle saam met ons en dan gaan hulle spesialiseer hulle in water in die geohidrologie in. Ja, maar dit is ook jy's reg, dis geoloë, want onder in die aarde in die kors is daar baie water wat vasgevang word tussen lae en selfs in poreuse lae sit water en hulle werk daarmee. Maar ek weet nie so baie daarvan af nie. Maar dis ook nou 'n interessante veld waarna mense kan kyk. En dan die ander een wat ek wou vra is kan jy besoedeling kyk of daar besoedeling gebeur het deur die proses van geochemie? Ja, ek het op my meestersgraad gedoen by een van die myne suid van Johannesburg, waar hulle wou sien, want soos hulle die goud uithaal, moet hulle dit met sekere prosesse uithaal en daar word chemikalieë bygevoeg en daardie dit wat uitgewas word wat hulle nie gebruik nie, word uitgepomp in hierdie groot sluk kan mens sê berge. En ons moes kyk wat is die invloed van daardie want daar's baie chemikalieë wat ook uitgewas word uit die rots uit wat nie noodwendig bo gaan uitkom nie. Dit is nie noodwendig voorstel dat ons dit moet kan in ons riviere kry nie. En ons het daarmee ons gekyk, hoe is die prosesse? Is dit veilig? Is daar giftige chemiese produkte wat daar uit was en in daai sluk sit en dan op die ou en in ons riviere ingaan? Ja, jy kan besoedeling. Baie spesifieke besoedelings kan jy so uitwerk. Die meeste besoedeling word nou nie deur 'n geoloog gedoen nie, maar daai was baie spesifiek het ons dan gekyk. Die myne, wat is hulle invloed op besoedeling? Ja. En dan ons het uit ons geskiedenis uitgeleer, Suid-Afrika is verskriklik ryk in terme van minerale. Gaan dit terug na daai ding waaroor ons gepraat het van die onveranderlike rotse in Suid-Afrika wat dit ryk maak van dit het definitief daarmee te doen. Ons het dis die Bosveld kompleks is waar al ons metale die platinum groep metale sit. En dit is baie spesifiek omdat 'n baie ou stuk gesteente is. Dis daar so sit, dis 'n baie groot area wat dit bevat. En ek dink dit is omtrent so tussen 2 en 3 triljoen jaar oud. En dis as gevolg van 'n ouderdom, want op die oomblik kry ons nie meer dis nie oral nie. Daar's in Rusland is daar ook 'n groot strook wat ook daai selfde tipe rotse het en dan ook waar ook baie goud in Rusland ook is. Ek dink Siberië omgewing. So dit doen met ons ouderdom, dit doen met die tipe rots wat daar uitgedruk is, amper boontoe uitgedruk is en ook dan erosie wat daar plaasgevind het, wat ons nou daarop kan afkom. Maar natuurlik, van ons myne is 1.6 na 2 kilometer diep. So dit is op die oppervlak dat ons dit eerste keer gesien en ook in die riviere en toe hulle begin afboor en kyk, ja. En ons gaan terug na die planete toe, want dit was nou ook vir my so fascinerend geweest. Wat is die
wat is goeders wat julle van die maan of selfs Mars al geleer het deur geochemie? Ja, ek gaan vir jou 'n gedig moet lees daaroor. Ja. Ek dink ek moet vir jou die gedig lees as verduideliking. Okay, kom ons lees die gedig. Kom ons lees die gedig as verduideliking. Reg. Anatomie van die maan. Hier vanaf die woonstelblok se plat silwerdak, met my rug teen die watertank, lyk die volmaan misleidend vriendelik. Haar oë is die see van kalmte en die see van reën, die see van wolke haar mond, die see van eilande en wasem haar neus. Sy is 'n komiese maskergesig van kaas en soms is sy Jutudiaas. Niks verklap haar gewelddadige ontstaan toe sy as die nuutgevormde planeet Theia verpletter is deur die aarde biljoene jare gelede, opgebreek tot haar ysterkern klein is en seer, haar rotse van plagioklaas en veldspaar en olifin gefragmenteerd. Haar wese nou 'n mengsel van 'n ander planeet se kors en mantel, vasgehou in 'n oneindige verstarde wentelbaan. Regoliet van stof en sand lê diep, onverstoord, soos bewysstukke van haar gevangenskap. Tog, waar sy vanaand swaar hang oor die Hawekwa-berge, is sy asemrowend en haar krateroë blink. Jy kon 'n planeet gewees het, Theia. Jy kon op jou eie om die son gedans het, om jou eie as gespin het soos 'n kleurvolle tol. Dalk sou jy riviere gehad het en vulkane, metaalwolke en swaal reën wat die pokkerige littekens kon wegverweer, nie meer so pynlik sigbaar hier vanaf my silwer plat dak. Ja, sjoe, ek voel ek het nou soveel van die maan geleer net uit daai en ek voel die mense onthou dit meer as gevolg van daai vorm van. So ek stel regtig voor as jy enigstens in geologie oor die algemeen in belangstel, asseblief gaan kyk na hierdie boeke. Is daar plekke waar hulle die boek kan koop of? Ja, Turksvy uitgewers is die uitgewers wat my digbundel uitgegee het en mense kan dit direk by hulle bestel. Daar is so 'n paar winkels waar dit is. Ek is nie heeltemal seker na wie toe hulle almal dit gestuur het nie, as in die Kaap natuurlik 'n paar en sover ek weet is dit in Pretoria is daar by 'n boekwinkel waar dit ook beskikbaar is. Maar jy kan ja, kontak vir Turksvy. Okay, en dan laaste vraag voor ons by pretvraag kom. As iemand nou na ons kyk en dink, "Jesus, hierdie geochemie is so lekker en ek wil dit vir 'n lewe doen." Wat is die pad wat hulle moet stap om tot by dit gekom as hulle nou op hoërskool is of op universiteit? Ja, ek dink die eerste ding is moet jy op hoërskool sorg dat jy wiskunde en wetenskappe het, selfs biologie, want biologie is belangrik as jy dalk in die paleontologie meer afdeling wil gaan, dan is biologie baie belangrik. Maar vir suiwer geologie sal dit dan wiskunde en jou skynat wetenskappe wees. Dis nou op skool. En dan begin jy as jy universiteit toe gaan, is geologie is 'n baie spesifieke BSc rigting, so jy gaan onmiddellik daarmee begin. Jy doen so half 'n algemene BSc rigting, maar dit is daar's spesifieke vakke wat dan vir jou dat jy kan spesialiseer dan in geologie. Maar daar's ek weet Bloemfontein het definitief 'n geologie departement, dis waar ek gestudeer het. En Stellenbosch, Kaapstad sover ek weet, ek is nie seker van Johannesburg nie, maar ja, daar's 'n hele klomp, ja, wat dit Ja. En raad vir mense wat dit op die oomblik swat? Wat se raad sal ek nog gee iemand op die oomblik swat? Ek dink as jy eerste plek as jy in geologie is, dan is jy iemand wat natuurlik van die natuur hou, van om buite te wees, want dis ook die lekker ding, ons gaan baie veld toe, jy gaan baie samples, klipmonsters gaan mens neem en ja, geniet dit net. Dit is 'n wonderlike veld en hou jouself eers bietjie oop dat jy nie te veel spesialiseer nie. En sodra jy weet waar jou voete moet wees, dan spesialiseer dan in een van die wonderlike rigtings wat daar is. Daar is geochemie, daar is strukturele geologie, daar's hidrogeologie, daar is daar's soveel in 'n paleontologie, ja, as die ander ene wat julle dan ook ja, net geniet dit net. Okay, samesweringstorie tyd. Dis nou 'n spesiale hoedtyd. Okay, wat sal u sê vir iemand wat oortuig is dat die aarde plat is, soos die flat earthers wat ons dit noem? Ek het vanoggend 'n lekker ding gaan kyk, die siel van Eugene Marais, en hy het inderwaarheid koppe gestamp met Paul Creer oor spesifiek daardie ding. Hy is 'n wetenskaplike en hy weet die aarde is rond, maar Paul Creer het gevoel dit is plat en jy mag nie daarteen wees nie, dit is baie verkeerd, dit is teen die Bybel. So maar as ek dit nou moet beantwoord is
jy moet net in 'n vliegtuig ingaan. Ek meen, het jy al ooit gevlieg? En gesien weet hoe jy om die aarde kan gaan. Jy kan begin met in Johannesburg en jy kan reg om die aarde gaan en weer by Johannesburg eindig. En as jy soort van anders moes jy met die afgrond afgevlieg het. So klim in 'n vliegtuig en kyk net 'n bietjie. Okay, dit is die beste raad wat ons gaan gee. Baie dankie vir al die tyd en al die moeite. Was so lekker geweest. En asseblief gaan lees die boek. Dankie Annie, ek waardeer om hier te wees. Dit was baie lekker geweest. Weet jy